Hoekom kies mens enamel vir buitemeubels en vir staal? Ons vriende by Metal Paints is hier om ons te kom wys hoekom die verf so goed hou en ons staatmaker vol kennis, Ilona, jy is terug. Ilona, vertel vir ons van enamel verf. Hoekom is dit so 'n staatmaker? Enamel verf is weather resistant, Ja. so hy beskerm jou produk teen die son, die vog, die UV-strale. Okay. En hy's ook baie duursaam. Hy gee jou daai 'n duursame afwerking. So al die harde werk wat ek gaan insit, hy gaan lank hou. Baie langer hou, definitely. Die ding is, ek het in Londen groot geword en die seelig daar eet enige staal op vir roes, vir enigiets. Gaan enamel my help? O, definitief. Wat is die verskil tussen die verskillende verwe? So, Metal het die steelclad, Ja. wat 'n all-in-one is. Hy's 'n waterbasis, hy's 'n primer en 'n topcoat. So En ek hy, neem aan die naam steelclad beteken jy kan hom op staal gebruik. jy kan hom op staal gebruik, uniek ja. So hy beskerm ook teen waterdigtheid, elemente van die natuur, jou son, al daai dinge. Okay, en is dit roesbestand? Definitely 'n roesbestand, daarom baie goed vir jou staal. Okay, so dis iets wat ek definitief op 'n hek kan gebruik by die kus of wherever ek bly. Hek, palissade, buitemeubels en hy word vinnig droog so jy kan jou projek in 'n dag klaar maak. Is dit as gevolg van die waterbasis? Dis as gevolg van die En waterbasis. wat se, want ek weet gewoonlik enamel, ons het al voorheen gepraat, enamel vat gewoonlik so 16 uur om droog te word. Wat is hierdie se tydperk? Hy's net 4 ure. Wow. Ja. En dan kry ons natuurlik Metal se premium waterbasis glansverf. Jy kan hom ook in die huis gebruik of verkies jou mense om in die huis te gebruik want hy's 'n waterbasis, hy het geen chemikalieë nie. So is nie daai sterk reuk van 'n Dis sê maar 'n thinner tipe reuk nie. Dis reg en hy droog binne 4 ure, so jy kan jou projek ook binne 'n dag klaar maak. So dis nou as ek in 'n badkamer wil verf of 'n kombuis of so. Dis perfek daai ene. Okay. En dan het jy natuurlik van hom die oliebasis wat die eggshell enamel is. Hy gee 'n bietjie ekstra beskerming omdat hy nou weer 'n oliebasis is. Okay. Hy beskerm teen stoom, vog en hy's vlekbestand. Hy's natuurlik nou weer 'n oliebasis, so hy vat 16 ure om te droog. Okay. Maar as jy praat van vlekke, hy beskerm teen vlekke en stoom sulke goed. Dit is dan obviously ideaal naby jou stoof of waar jy gaan werk in die Dis kombuis. perfek. Hy vat weer 16 ure om droog te word, waar jou waterbasis 4 ure vat. Right. Nou dat ek equip is met enamel verf, ons wil hierdie ouetjie weer verf. Hy is van staal. Het julle enamel verf wat ek kan gebruik wat ideaal is vir hierdie kas? Natuurlik ja, ons het ons metaalreeks, ons het die QD Quick Dry Industrial Enamel en dan het ons ook die steelclad reeks wat beide Metal se metaalverfprodukte is. Hulle die QD staan vir Quick Dry, so binne 4 ure kan jy jou tweede laag opsit. Okay. En waarvoor werk dit? Behalwe nou staalkaste, wat ander goed kan ek gebruik? So Metal se QD Industrial Enamel en die steelclad kan jy gebruik op verskeie produkte. Jy kan dit op staalkaste, buitemeubels, staalrame, palisade en ook plaasimplemente gebruik. Right, so waar begin ons? Wat se verf gebruik ons vandag? Vandag met hierdie kas moet ons 'n QD primer gebruik. Okay. Maar voor dit moet jy hom eers nou mooi afskuur en om al die losverf en roes af te kry. Van daar af moet jy hom was. Ons gaan Metal se sugar soap gebruik om hom te was. Okay. En dan wanneer hy nou mooi droog is, sit jy die QD primer op. Ook weer quick dry primers en dan sit jy jou topcoat op, jou eerste laag topcoat. Verkieslik ook 2 lae, en dis metaal so jy wil hom mooi beskerm. En vir dit gaan ons Metal se steelclad topcoat gebruik. Okay, ek moet kon bieg. Ek het nou 'n bietjie slordige verf hierso en ek sien ons 'n paar druppelmerke. Kan ek dit net al los of kan ek net oor dit verf? En nee, ek het reeds gesien jy het bietjie slordig geverf. Sorry. Sorry Fred. Jy gaan dit moet afskuur. Jy weet Okay. ons het gesê van jy moet jou afwerking baie mooi doen. Okay, so die oppervlak moet egalig wees. Hy moet egalig wees. So jy gaan hom afskuur, dan weer seker maak dat al die stof en alles weg is. Dan gaan jy weer 'n laag van jou primer met opsit. Maar luister, ek is baie bly het vir my al hierdie instruksies gegee. Nou weet ek presies wat om vir die produksiespan te sê sodat hulle dit kan doen. Okay. Maar vir nou is hierdie mooi glad. So ons gaan hierdie ou verf. Ek het vir ons 'n verfpan hierso en verfroller en ons gaan vandag hierdie ou gebruik, nou die steelclad. Dis reg, die steelclad en die kleur is MF Grey. MF Grey. Dis reg. Okay. Dan moet ek hom mooi wat kom maak. Ek klaar 'n bietjie gemeng. Alright.
versigtig gooi en onthou wat laas keer gedoen het. Jep. Mooi verf hier so opkry. Nou rol kom dit, hè? Dis reg. Dit lyk my ek gaan definitief 'n tweede laagie nodig hê hierso. Pas hy en dan as jy nou hierdie eerste laag opgesit het, onthou na 4 ure want hy's 'n quick dry, gaan ons 'n tweede laag kan opsit. Okay. Dit gaan baie mooi op. Gatappet. Jy moet nou nie weer laat dit drup soos aan die kant nie, Dit is daai kant nie. Jy sien, dis die ding. Ek gaan 'n kwas moet gebruik vir daai deel. Ja. En laat ek nou net hierdie eerste laag mooi opkry. Kyk sy mooi coverage, né? Ja, nee, dis beautiful. Dis 'n nice kleur hierdie. So Frank, soos wat ons nou gesê het, hierdie verf is ook UV bestand. Ja. So jy definitief vir hierdie kas nou sy laag sonbeskerming opgesit. So sonbrandolie. Sonbrandolie het jy vir hom So gaan dit werk op my vel. Ja, wel try Definitief it. nie. Van staal na hout. Volgende keer wys Ilona hoe woedsteen en vernis saamwerk om 'n tuinbak se kleur, grein en lewensduur te verbeter.